Dis hy, goeienaand en baie welkom weer vanaand by ons. Baie welkom ook vanaand hierso en dankie dat jy gaan kyk, dalk later kyk. Dis lekker om weer vanaand hier te wees. Dit was amper nie. Kyk, 'n mens kan sonder krag wees en jy kan sonder water wees. Ja. En jy kan planne maak daarvoor. Maar as jy sonder internet is, Ja. En jy het nie planne nie. Dan het jy 'n probleem. Ja, ons is 2 dae sonder internet. Dit was 'n probleem. Dit was nogal. Maar danksy Pieter is ons weer terug op die dag. Ja, ons het nou nogal gedink ons gaan dalk nou glad nie aangaan nie. En gelukkig is ons vandag gehelp. So prys die Here. Welkom Celeste, daar uit Saudi. Dit is altyd lekker om saam met julle te kuier. Charlotte, en dan sien ek ons 2 oom Mike, baie welkom ook vir oom. Lekker om oom ook weer te sien en saam te kuier. Ja, is lekker elke keer as die name so opkom. Ja. Te sien wie. Ja. Nou moet ek weer iets sê, ek het al voorheen gesê dat baie keer sien ons nie die name. Dis so. Ons hoor later, Ja. ons loop iemand raak daar in Pretoria. En sy sê, maar sy kyk gereeld. Ja, so mense ons weet nie altyd nie. Ja, maar welkom Erna, is lekker om jou te sien Sonja. Annetjie Leroux, ja, oom Mike sê, hallo. Hallo, daar uit die Kaap uit, oom Mike. Woester, ag, mooi wêreld daardie. Bly maar net baie mooi daar. Ek hoop daarom die weer is ook al lekkerder daar. Maar Clarissa, baie welkom. Ons sien julle kuier nog rond. Laaste foto's wat ek gesien het was so 'n bietjie daar in Mosselbaai gewees, né? Dit bly daarom maar net mooi. Ja, Charlotte, ons is dankbaar Pieter kon help. Dit is so. Dis lekker om vinnig gehelp te kan word en met hom wat ook nou so naby is. So, daar's hy Daleen. Lekker om met jou ook saam te kuier vanaand en saam te bid. Heerlik om net weer saam met ons gebedsfamilie aanlyn te wees. So stadig maar seker begin almal aankom. En hoe gaan dit met julle almal? Julle kan dalk net gou so 'n bietjie scroll en sê, hier, gaan goed of is daar iets spesifiek wat ons ook vir julle moet bid, want julle bid die hele tyd saam ook vir ander mense. En dit is eintlik so 'n ongelooflike voorreg. Hallo Johnny ook, daar uit Saudi uit, lekker om jou ook te sien vanaand en saam met jou te kuier. Ja, en vanaand praat ons oor eintlik wie is jy? Hallo Trudy, baie welkom ook. Wie is jy? En baie keer as ons die vraag vra, dan begin die mense dadelik met hulle name. En as ons sê nee, ek het nie jou naam gevra nie, dan begin hulle met wat se werk hulle doen. Jy is ook nie wat jy werk jy doen nie. So wie is jy? Wie is jy in Jesus Christus? Jy is eintlik meer as wat jy dink, nee. Jy is baie meer as wat jy dink. Ja, Ons dink baie keer heeltemal te min van onsself. Ja. En dan gaan dit nou nie oor wintie wees nie. Nee. Dit gaan oor hoe sien God ons. Ja. En Petrus gee 'n interessante perspektief oor hoe God ons sien. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, 'n heilige volk, met ander woorde, as 'n volk wat vir God afgesonder is 'n heilige volk. Dis daai woorde het ek net ingebring. En dan gaan hy aan, dan sê hy die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. En hy haal eintlik 'n gedeelte van Eksodus 19 hier aan. En as hy sê uitverkore volk, deur God uitgekies, vir hom afgesonder. En dis wat die woord heilig mos maar beteken. Heilig is om vir God afgesonder te wees, eenkant gestel te wees. En dis die eerste manier hoe jy jouself moet sien. Heilig. Nou kan jy vir jouself dink, nee man, hoe kan ek nou heilig wees? Ek het dan al hierdie sonde. Maar dis hoe die Here ons sien. En eintlik bely ons dit dikwels in die kerk ook, né?
Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. So, wat moet ons as heiliges doen? En as ons weer gaan kyk na 1 Petrus 2, dan begin hy in vers 1 en dan sê hy, hou op met elke vorm van kwaad. So as jy jou heiligheid wil deurvoer, hou op met elke vorm van kwaad. En as hy sê hou, beteken dit eintlik raak ontslae daarvan, gooi dit van jou af. Dis hoe ons kwaad moet benader. Ja, wat ek dink net so sonde byvoorbeeld, dit steel daarom net die beste van ons. Die kwaad steel die beste van ons beste verhouding met God. Dit weerhou ons absoluut daarvan om in hierdie intieme verhouding met hom te wees. So en dit eintlik kry ons seer. So dit het gevolge. So weerhou jouself van die kwaad. Dus beweeg weg daarvan. Hallo Poppy en Mariette en Tersia, welkom ook vir julle elke een. Ja, die Hebreërskrywer sê, hy skryf dit anders dan, hy sê, gooi elke las van jou af, die sonde wat jy so maklik verstrik. Ja. Gooi dit af. Ja. Ek dink as ons net dit sou begin doen, Ja. soos jy sê, gaan ons lewens baie meer beter wees en meer interessant word. Ja, minder kompleks wees, né? Ja. En dan sê hy in vers 2, smag na suiwer geestelike melk. En dan bedoel hy eintlik die woord. Hê 'n begeerte vir die woord. Hou jou besig met die woord, want dis die woord wat jou geestig sal laat groei. 'n derde ding wat hy sê in vers 5, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Nou, ons ken nie regtig die lewende stene nie. Ons weet van 'n klip, 'n baksteen, maar dis 'n dooie ding. Ja. En nou sê hy nog ook, ons moet gebou word op die hoeksteen, die lewende steen wat Jesus Christus is. En eintlik sê hy daardeur, Christus gee vir ons die lewe. Amen. Ons, as jy jou lewe op Jesus Christus bou, dan word jy lewend. Ja. Dan is jy daai steen wat ingebou word in hierdie huis van God. Want hy is die rots. Hy is die rots, hy staan vas. Niks kan hom beweeg, maar hy is lewend. Hy is lewend. En hy gee die lewe. Dis reg. So dis nog ons 'n belangrike ding. So Jesus Christus moet die hoeksteen van jou lewe wees. Hy moet die sentrum van alles wees. Die spil waarom jou geestelike lewe draai. En dit gee dan ook vir jou plek in die liggaam van Christus. So jy word ook ingebou in die geestelike huis van gelowiges. Christus wat die hoeksteen is. En dan kom hy en hy sê 'n tweede ding oor jou. Hy sê jy is 'n koninklike priester. Nou, as jy nou nie in 'n kerk is waar daar 'n priester amp is nie, dan gaan ons nou nie regtig verstaan wat is 'n priester nie. Ja. En nou sê hy nog boonop, jy's 'n koninklike priester. Ja. Jy kry daardie taak. Soos die Israeliete, miskien moet 'n mens daar gaan kyk. In die oud Israel, wat het die priesters gedoen? Ja. Sodat ons kan weet wat moet ons doen. Ja. En hulle was spesifiek gekies deur God, nee. Hulle is gekies deur God, hulle is spesiaal afgesonder vir die Here. Hulle was tussengangers. Ja, so dit namens die volk met God gepraat. Hulle het namens die volk met God gepraat, maar het ook namens God met die volk gepraat. Ja, dis waar. En daai sin tussengangers, nie tussengangers soos Jesus, 'n middelaar nie, maar 'n tussenganger. So hulle het God se wil aan die volk bekend gemaak. Hulle was verantwoordelik vir die geestelike welsyn van die volk. En hulle het die belange van die volk na God toe gebring. Byvoorbeeld, as die volk gesondig het en die priesters moes dan offers bring, namens die volk, om te wys dat hulle vergifnis vra.
So dis nogals belangrik dat 'n mens, as jy dit in gedagte neem en jy vra jouself dan nou af, hoe moet ons dan nou priesters wees? Hulle priesters is gesalf, as olie oor hulle kop uitgegiet, Ja, as teken dat hulle toegerus gaan wees, ja, as teken dat hulle aangestel is vir hulle taak. ja, Nou, jy, koninklike priester, wil dit net so 'n bietjie insink. ja. Is nie net die dominees wat priesters Nee, is nie. jy is gesalf met Jesus. Hy is die salwing. So jy is 'n koninklike priesterdom want jy het daardie salwing ontvang, want hy leef in ons. Ja, so hy het ons gesalf ook met sy Heilige Met Gees. sy Heilige Gees, ja. Ja, so jy So, het die Heilige Gees Ja. wat jou toerus, Ja, wat jou bekwaam maak vir dit waarvoor hy jou geroep het. ja, So jy staan, as ons kan terugkom na 2 goed wat die ou priesters gedoen het. Hulle het namens God voor die wêreld gestaan. En in vers 9 sê, ons moet die verlossingsdade van God aan die wêreld bekend maak. Ons het die bevoorregte posisie, almal van ons, dat ons toegang tot God het. ja. Deur Jesus Christus. Nou, Ja, ons kan met hom praat in gebed. ja, Hy praat met ons, hoofsaaklik deur sy woord. En nou wil God ons gebruik om sy stem te wees in hierdie wêreld. Hoor baie mooi, om ook sy stem te wees vir hulle wat opgehou het om na hom te luister. Wat opgehou het om sy woord te lees. Wat opgehou het om kerk toe te gaan. Ons moet mense weer bewus maak van die pad waarop hulle is en die pad wat God wil hê hulle moet opwees. So ek is nie net 'n toeskouer nie. Hy het Nee. my absoluut geroep. Ek is deel van sy plan. Jy is deel En van sy plan, hy het my gekies, hy rus my toe en hy wil my gebruik om ook dan die wêreld, sy woord na die wêreld toe te bring, om die Absoluut. genesing in die wêreld in te Ja, so ons moet verkondig. ook sy liefde en sy genade Ja, na die wêreld wêreld toe toe bring. bring. Ons Ja. moet God se stem wees waar daar nood is, Ja. waar daar seer is, ja, waar mense eensaam is, waar mense verlate voel. Ons moet God se teenwoordigheid indra by mense wat hom nodig het. ja, So ons is verantwoordelik, nie net die dominees nie, vir die geestelike welstand van die mense rondom ons. ja. Ons bure, ons familie, ons kollegas, selfs hulle wat nie van hom wil hoor nie. So ek dink dit is belangrik wat jy sê is, jy is 'n koninklike priesterdom. Dis absoluut Ja, wat jy bevestig die hele tyd. Jy is 'n koninklike priesterdom. so hy is aangestel in hierdie wêreld om sy woord van hoop en troos bekend te maak aan almal. Om sy stem hier op aarde te wees. Jy is die boodskap wat die wêreld moet hoor, as ek dit in Ja. sulke plat woorde kan So sê. dit eintlik 'n geestelike verantwoordelikheid Ja, oor en die die wêreld. boodskap is die verlossingsdade Yes. van Jesus Christus. Yes. Ja, So jy moet die verskil wees. ja, As mense God se stem wil hoor, moet die Here jou ook kan gebruik ja. om sy verlossingsdade bekend te maak. So eintlik is ek daai voorbeeld, ek daai deel van die priester, hy met so heilig leef dat ander na hom toe kan kom, dat ander Jesus kan sien, en dis hoe ek moet Dis hoekom leef. ons aan die begin gesê het, jy Ja. is heilig. Jy is heilig. Dis hoe God jou sien. Ja, Omdat hy jou sien as heilig, ja. stel hy jou ook aan as priester. Dis 'n groot Dis 'n verantwoordelikheid. groot verantwoordelikheid. En nou spreek dit mos nou van self. Jy kan net God se stem wees as jy self God se stem ken en dit en daarna luister en sy woord lees. Ja, En dit bestudeer. ja, Want hoe gaan jy, wat 'n boodskap het jy ja. as jy nie weet wat die Here vir jou sê nie? Maar ons staan ook, en dis die tweede groot ding wat ons as priesters moet doen. Ons staan ook namens die wêreld Ja, voor God. Die priesters van ouds het die offers gebring. Ons hoef nie vandag meer diereoffers te bring nie, maar ons moet verantwoordelikheid neem vir die wêreld.
Ons moet voortdurend voorbidding doen vir die wêreld. Wat so 'n mooi deel van staan in die gaping. Ja, gaan staan in die gaping, gaan staan in die gap vir iemand anders. Dis, jy bring iemand anders voor die Here. Jy stap saam met hom in die troonkamer in. En dis 'n groot verantwoordelikheid, dis 'n geestelike verantwoordelikheid, want jy is deel van 'n uitverkore geslag. Ons is nie net per ongeluk hier nie. God het ons doelbewus gekies om sy koninkryk uit te dra, om 'n koninklike priester te kan wees. Jy is uitgekies hiervoor. Ja. So ons het absoluut daardie taak. Uitverkies. Dis hoe die Here wil hê jy met jouself sien. Jy moet beskikbaar wees. Jy moet sê, dis reg, Here. Ja. Ek weet nie waarvoor ek ja sê nie, maar ek sê ja. Ja, nee, want jy het die geestelike roeping. Ek het die geestelike roeping en ek weet die Heilige Gees gaan my toerus. Paulus skryf, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus leef in my. Hy is volk van God. So laat jou opbou as 'n lewende steen en tree op ook as priester, heilige priester, koninklike priester, en wees wat God jou geroep het om te wees. Ja, so dit is 'n groot verantwoordelikheid en dis om regtig te kyk hoe ek leef. Maar wat 'n mooi uitdaging vir elkeen van ons om te weet, ons is gekies en ons is geheilig en ons is afgesonder. Absoluut. Om as hierdie koninklike priesters te kan leef. Absoluut. Ja, so wees net eintlik wie jy reeds is in Christus. Nee. Jy gaan leef dit met jou mond, leef dit met jou lewe, leef dit met jou wese, dat ander dit kan sien en kan hoor in jou. En kan sê, maar dis ook hoe ek wil leef, dis ook wat ek wil doen, en gaan leef net daardie roeping uit, want jy is geroep en gekies om dit te leef. Net op 'n totaal ander onderwerp. Daar hardloop baie goed rond oor die wegraping. Ek gaan nou nie name noem nie, ek gaan nie iemand se bediening swart smeer nie. Ek dink net dat jy, voordat jy alles gryp wat bekende predikers sê, dat jy die Here sal vra om vir jou ook die onderskeiding te gee. Om regtig te weet en te gaan navors, maar wat is die waarheid? Die Here, nêrens lees ek dat die Here stilletjies gaan kom en mense net gaan wegvat, wegraak nie. Wanneer die Here kom, sê die Bybel soos ek dit verstaan, gaan almal weet hy kom. Hoe weet ek nie, maar almal gaan weet. Dis hoe die Bybel gaan, hoe jy dit moet verstaan. Almal gaan weet, die hele wêreld. Almal gaan weet. Hierdie wegraping kom hy in die geheim en hy neem sy kinders. Ek dink ons gaan na die 23ste en 24ste nog steeds op hierdie aarde wees. En ons praat volgende week. Jy kan maar instel vir volgende week, ons gaan weer praat, as die Here wil. Ja, ek dink net, leef heilig, want 'n mens kan, met al hierdie teorieë en alles kan 'n mens kan alles so skeef getrek word, en mense kan in soveel vrees begin leef, maar leef heilig. Want jy kan nou uitstap uit, en enigiets kan nou gebeur. En dan het jou wederkoms aangebreek. Nie is die wegraping. Die wederkoms het aangebreek, so moenie wag vir iets, leef nou heilig, alreeds. En ek dink dit is die belangrikste. Trudy sê eendag sê iemand vir my, hulle kan nie help, ek is so hoogheilige, omdat ek perfek is nie, ek was nogal vies, dat hulle my in so 'n manier aanspreek, want ek is nie naaste by perfek nie, net omdat ek so 'n rustige innerlike het. Geen iets kan my van my kalmte ontneem nie. Dankie, nou verstaan ek dit beter. Nee. Dis omdat jy in Christus leef, en ek dink dit is die belangrike, leef in hom en leef heilig. Dis en ons natuurlik val ons, maar ons staan weer op. En dan gaan ons voort en ons probeer nog beter doen as voorheen en bly afgesonder vir hom.
En daai afsondering is die plek waar ons gaan hoor wat hy vir ons sê, en hy gaan praat met ons, so, want dis die plek van stilte, en dis die plek waar ons harte na hom toe neig, en dis waar ons honger raak vir meer van hom. Ek dink, dis hierdie babatjie smag na melk, 'n baba sal aanhoudend huil, en sê, ek is honger, maar ek wonder wat keer honger is ons nog. Is jy so honger, en is jy so honger, dat jy regtig sal hardloop, en in hierdie afsondering by God se voete sal gaan sit, en regtig by hom gaan hoor, of is dit maar net 'n honger, maar hy gaan my honger te stil, en ek gaan aan, ek is tevrede met waar ek is, want ons baie keer tevrede met waar ons is, en ons vergeet om honger te wees vir die evangelie. So my hart is so vanaand, ek voel dit so in my hart, wil ek net bid en vra, dat ons 'n vuur sal, dat daar 'n vuur in ons sal begin brand, sodat ons sal opstaan vir die woord en vir die evangelie, en hierdie koninklike priesterdom sal gaan uitleef na die wêreld wat honger is, en wat verdwaal het, wat eintlik of nie meer weet watter kant toe nie, maar daar's so 'n stuk herlewing wat besig is om op te staan, en ek sê net, Here Jesus, ek wil deel wees van hierdie herlewing, so ek hoop dit leef ook in jou hart vanaand. Goed, en as priesters het ons die verantwoordelikheid om ons mense voor God te bring. Ja, Mense wat swaar kry, mense wat op die pad van genesing is, mense wat agtergekom het, hulle situasie het vererger, een of twee nuwe name vanaand, ons gaan nie regtig uitbrei oor twee van hulle nie, maar weet dan net, as ons bid, dat elkeen wie sy naam ons noem, ja, regtig nodig het, dat ons hulle net voor God sal bring. ja, En kom ons verrig ook daardie taak. Yes, en ek dink dit is belangrik, hierdie van instaan, en ek dink ook, as jy weet van iemand wat nodig het om meer in 'n diepe verhouding met God te gaan staan, bring hom na hierdie konferensie toe volgende naweek, die 26ste en die 27ste September, weet jy wat, skryf net in, ons vra R100, maar jy hoef dit nie eers te betaal nie, kom net, jy, dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan daaroor dat mense wat die koninkryk by Jesus Christus moet uitkom. So, hoe honger is jy, as 'n koninklike priester selfs, om hierdie evangelie uit te deel, en mense te nooi, die wat buitekant staan, en wat begeer om binne te kom. Wees jy daardie priester, wat mense na God toe bring, nie net in gebed nie, want maar gebed is absoluut vir my die belangrikste, maar ook in woord en in daad, kom saam, so asseblief julle ouens, kom, ons is die koninklike priesterdom, en ons moet dit doen. Goed, kom ons bid vir ons mense. Here, dankie dat ons ook vanaand verantwoordelikheid kan neem, ook vir elkeen van hierdie name, en as priesters, koninklike priesters, hulle voor u bring. En daarom bid ons steeds vir Linel, vir Anel Christo, Here, ook haar toestand wat agteruit gegaan het. Ons plaas haar opnuut voor u, en ons bid, Here, hou vir haar vas in u hande. Ons bid vir Charlotte, steeds vir daardie moegheid en hoofpyne. Ons bid dat daar ook 'n einde daaraan sal kom. Ons bid vir Martin, ons bid vir Rensha Krause, Here, ook wat ontdek het dat sy ook kanker het. So ook vir Gerda Pretorius. Here, ons bid dat u met hulle in besonder sal wees. So ook wees in besonder met Elsie Vos en ons twee Shamains, en Christophe Malan, en Annelien, en Pieter, Marina de Vos, en Marinda Leroux, en Marno Breed. Dankie, Here, dat ons hulle voor u kan plaas. Dankie ook dat ons kan weet, u raak ook vir Isak Jonker aan, Klein Aaron. Dankie, Here, ook vir sy vordering. Ons bid steeds vir Martin en Erna Pelser, dat u hulle ook sal toevou met u genade en u liefde. Dankie dat dit soveel beter gaan met Petro Botha. Ons bid ook vir haar pa, Omeas, dat u ook met hom sal wees.
Bid vir Johan van Rooyen en Niels van Rensburg en Lucy se ma en Russell en Kobus van Sail wat ook daar in Kloof Hospitaal lê. Dra ook vir Joan van der Berg en oom Mike se skoonsister Annie op. Ons bid, Here, dat U in besonder ook vir haar sal aanraak. Ons bid vir Marie Klaasen en vir Elsabeth Pieterse, vir Nolien, wat ook in die hospitaal is, vir Eben Kloppers se voet met herstel. Dankie dat ons steeds kan bid vir Clarissa Barnard, Here, dat U self vir haar nuwe geleenthede sal gee. Adela Marx, ons bid vir haar rug. Ons bid, Here, dat U elke dag vir haar die genade en krag sal gee, genesing wat sy nodig het. Dankie dat ons steeds kan bid vir Trudy die Bison en vir Letty en Linda Vermeulen, wat ook vandag verjaar. En Tannie Nora en Andries Pretorius, Klein Leon, en Hantie Gogh en Ingrid Keiwood. U kinders, Here, wat opkyk elke dag na U, in totale afhanklikheid van U leef. Ons bid, raak hulle ook aan in hulle situasie en omstandighede. Ons bid steeds vir Tannie Audrey en Nicolien Tolmay, en Nandi en Karen, en Jan en Alicia, en Tannie Marie. Ons bid vir Was van der Merwe en vir Willem. Ons bid ook, Here, dat daar nuwe geleenthede ook op sy pad sal kom. Vir Christo en Hanley en oom Botti. Ons 2 babiekies, Zoe en Evie. Ons plaas hulle opnuut in U hande. Dankie ook vir die herstel van Marguerite en van C, Marita Griesel. Ons bid, Here, dat hulle volkome sal genees. Ons bid vir Bram en Esther en vir Zelda van Sedgefield, Leni Molet, Manti Lewis, Marita. Ons bid vanaand ook vir Belinda en Daniel. Ons plaas hulle in U hande, Here. Ons bid raak ook vir hulle in hulle omstandighede aan. Ons bid steeds hier, Here, reg oor die land waar ons hoor van werksverliese, van die myne tot Coca-Cola, wat nou al sê, ons gemense aflei. Ons bid, Here, dat daar werklik ook 'n oplossing sal wees vir ons land. Ons bid vir die wêreld, waar U ons ook aangestel het as die wêreld, dat U ook hierdie wêreld van ons sal genees. Ons bid vir Teresa Erasmus, dat U ook met haar sal wees in haar situasie. Here, dat U absoluut ook vir haar sal aanraak, dat sy beter sal word. Here, gee ook dat daar ook uitkoms sal wees in haar omstandighede. Dankie dat ons dit kan bid, en ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ja, amen en amen. En gaan leef hierdie week as 'n koninklike priester, en bring die mense in die koninkryk in. Sterkte Marie ook met die begrafnis van 'n familielid, ook Vrydag. Mag die Here ook daar vir julle versorg. En baie seën vir elkeen. Ons gesels volgende week weer. En dan, tot dan, mag die Here regtig elke dag opdaag. Hy is reeds daar in jou situasie, maar mag jy dit agterkom dat hy daar is. Yes. Ons gesels weer. Amen. Totsiens. Mooi loop.